Goeiemiddag, beloveds. Wat 'n voorreg is dit dan nou weer om op hierdie blad met u te kan praat. Amen. Dit is Woensdag middag. Dit is so 10 of 5 minute voor die uur van 2 uur. En dit is vir my 'n voorreg vandag om op hierdie live met u te kan praat en vir u te kan sê that there is still hope. Hope. Je weet, ons kan je weet, van hoek naar links en van bo tot onder kan ons redeneer oor hoe ons dag gespandeer moet word, wat in ons samelewing aangaan en wat 'n rol ek as persoon, as individu kan speel om verbetering aan te bring. Terloops, weet, is mos nou skool, is nie vakansie nie en ek vat my dogter na die taxi-rank toe, kom terug en tot my verbasing kry ek 3 jong mannetjies besig om hulle, jy weet, goedjies te doen. Kyk waar hulle kan skade aanrig en maar ons gee nog die Here eer, ons het nog nie hoop verloor nie. Ons jong mense, ons jong generasie gaan by die punt kom en by die plek kom waar hulle tot orde sal kom. Goeiemiddag Jolico, dankie dat jy ingeskakel is. My liewe vriende, geloof. Die vraag wat hier uitkom is, wat is geloof? Ons kry 'n goeie beskrywing van geloof in Hebreërs 11 van vers 1, wanneer hy sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is wat geloof is, my liewe vriende. Amen. Ongelukkig is ons in 'n tydsone waarin ons heel sê 99.9% van ons lewe of van ons dagspandering gebaseer is op geloof. Somewhere in jou dag, halleluja, word geloof geactiveer, want daar sekere goed wat benodig word. Weet jy het selfs geloof nodig net om asem ook te haal. Want alles gebeur nie net van selfspreke nie. Amen. So geloof is 'n geweldige belangrike faktor in ons lewe. Maar weet jy wat, geloof gaan net geloof bly as ons dit nie beoefen nie, as dit nie ontwikkel word nie. Is maklik om te praat van geloof, maar is 'n ander storie wanneer jy in 'n situasie is en jy het of hulp nodig, of jy het 'n wonderwerk nodig, of jy het 'n dringende storie om af te handel, om geloof te imply. Moeilik. Wanneer jy in 'n finansiële verknorsing is en jy het dringend daardie geld nodig om sekere goed te doen en jy moet geloof beoefen. Geloof, my liewe vriende, kan net vir jou werk wanneer jy hom beoefen. Niks gebeur oornag nie. Maar wanneer jy jou geloof so beoefen het, dat jy niks anders glo as net God nie, dan kan iets vir jou oornag gebeur. Daar kan iets vir jou instantaneously gebeur. As jou geloof in die Here van so 'n aard is waarin jy alles van jou menswees aan God gee. Amen. Dan werk geloof vir jou. Want weet jy wat, jy twyfel nie in God se ability om situasies vir jou beter te maak nie. Jy twyfel nie in die Here se krag
om dinge vir jou te laat gebeur nie. Jy doen aansoek vir 'n werk en jy weet by jouself, die system in hierdie wêreld is van so 'n aard, jy moet iemand ken by die venue waar jy aansoek doen, om goedkeuring te kry vir 'n pos waarvoor jy aansoek doen. Dis hoe die systems in hierdie wêreld werk. But do you know what faith does? Faith moves mountains. So daai ding wat vir jou onmoontlik is, maak geloof moontlik, want weet jy wat? Jou aansoek kan miskien 10de lê, en somehow word die aansoeke deurgewerk, en omdat jy glo dat die Here die onmoontlike kan doen, halleluja, word jou aansoek uit 10 levels uitgetrek. Daar's 10 aansoeke boor joune, maar jou aansoek word getrek, en daar word gekyk na jou resume. Amen. Die ouens wie bo jou is, het miskien goeie resumes, hulle het goeie CV's, halleluja, hulle het al die kwalifikasies nodig om my kriteria te voldoen, maar hier word jou CV getrek. Jy het miskien nie al die goeie educational agtergrond nie, jy het miskien nie 'n goeie resume nie, maar omdat jy glo that nothing is impossible, word jou resume getrek en jy kry die werk. Dis wat geloof is. Dit is geloof is iets wat jy nie kan sien nie. Maar hierdie ding wat jy nie kan sien nie, hoop jy dat dit vir jou 'n werklikheid kan word. Solank as wat jy hoop het, my liewe vriend, is daar vir jou, is daar geloof. Want weet jy wat? Mense het al gevra van my, maar, pastor, ek wil toch net, jy weet, die motor wat jy by Wheelspot staan, ek wil die motor wil ek hê. Amen. You don't have the funds to buy that car. Maar jy glo by jouself. Jy is in die abilities, even without that funds, to buy that car. Amen. Daai is 'n tipe geloof, my liewe vriende. Jy sien die item, but you don't have the funds to buy that item. In order for you to buy that item, you need to get the funds to get that item. The question remains, how am I going to get the funds to get that item? Dis die vraag. Amen. Weet jy, geloof werk in 'n manier, wanneer jy geloof vir jou laat werk, kom ek verduidelik voor ek dit daarby kom, hoe hy eintlik op die einde van die dag vir jou werk. Kom ek vat 'n atleet. Hy hardloop die 100 meter. Ek het daardie dag gekyk 'n Diamond League kompetisie. En al die groot name is daar. Die De Bogos is daar. Die Sabinis is daar van Suid-Afrika. Die Lyles is daar van Amerika. Groot name wie hulle tye praat van, ek dink Lyles se beste tyd is 9.76, daar rond, Sabinis is 9.8, daar rond is hulle tye baie na aan mekaar. En hier kom 'n atleet uit die junior arena uit, wie se beste tyd nog nie eens 9 is, hy kon nog eens die 10 bracket gebreek het nie. Hy is maar nog hier by 10.10, 10 daar rond is sy beste tye, en hier kom hy tussen hierdie groot name, en hy stof hulle uit, en hy hardloop sy beste tyd ooit. Hoe het dit vir hom moontlik gekom? Hoe het dit moontlik vir hom gekom? Amen. Hallelujah. I just want to explain to you how faith works.
how faith works. And I'm using the example of an athlete to explain the working of faith. Hierdie atleet moes 'n oefenprogram volg. Hy moes 'n dieetplan volg, want hy moet sy liggaam kondisioneer om hierdie item wat die 100 meter is aan te pak. In sy verstand weet hy, daar is kompetisie met wie hy gaan compete. En vir hom om die beste te wees en eerste te kom in die 100 meter, moet hy sy liggaam kondisioneer. Hy moet sy liggaam fiks kry en hy moet spoedoefeninge doen in orde vir hom om sy tye te verbeter. Met ander woorde, hy werk homself towards die goal om die beste te wees. Ek hoop ek verduidelik iets. Hierdie seun kom en hy oortref die groot name in die Diamond League, waardeur hy die beste tyd opstel. Een iets wat ek ook agtergekom het in sy preparation is, hy moes leer om sy wegspring goed te oefen. Want baie keer spring ons weg, spring goed weg, en ons hardloop in 'n goeie pas. Maar langs die pad, hier by die 50s, hier by die 60s, hier by die 70s, omdat my liggaam nie gekondisioneer is nie, raak ek moeg en ek val uit. Die manne wie gekondisioneer is, of hulle nou nie 'n goeie wegspring gehad het nie, hulle kom dus verby jou. Maar hier is atleet, omdat sy liggaam goed gekondisioneer is, hy weet hy kan 100 meter hardloop, maar hy moet 'n goeie wegspring het, om hierdie groot name uit te oorleef. Die klem vandag is beoefening. Beoefening. As jy nie jou geloof beoefen nie, en jy twyfel nog along the line, dat die Here vir jou wonders kan doen, dat die onmoontlike vir jou moontlik gemaak kan word, dat dinge vir jou kan werk. Hoor die woord van die Here, laat ek het sommer vir u lees. Wat sê Romeine? Mense ken dit uit hulle kop uit, but sometimes gebruik ons 'n verkeerde kwotasie, en dan vat dit die egtheid, die waarheid van die woord weg. Hoor wat sê Romeine 8 vanaf vers 28, en ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, dit is die eerste kriteria of krakspunt wat belangrik is by die oefening van geloof. Jy moet God liefhet. Hoor hierso, hy sê verder, alles ten goeie meewerk. Hoor wat sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So jy moet God liefhet. Jy moet die Here liefhet, om in hom te vertrou, om in hom te glo, en te glo dat alles wat rondom jou lewe gepaard gaan, dat hy vir jou dinge kan laat uitwerk. Dis wat die Here vir jou wil doen. Hoor jy, hy sê verder in Romeine, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons tog meer as oorwinnaars. Amen. So jy moet jou geloof kondisioneer om jou vertroue in God te plaas,
Maak nie saak hoe onmoontlik jou situasie vandag lyk nie. Maak nie saak hoe moeilik dit is om werk te kry nie. As jy twyfel, diskwalifiseer jy jouself van die geloofsaspek. Maar glo jy vandag in die Here, hallelujah, then you qualify yourself. Amen. So wat maak God? Hy maak dit wat by jou gedagte nie menslik moontlik is nie, maak die Here vir jou moontlik. Amen. Skielik lê jou foon en dan kry jy 'n antwoord wat jy nie verwag het nie. Maar omdat jy geglo het, amen, werk God vir jou ding uit. Amen. Wat jy nie verwag het nie. Dis geloof, my liewe vriende. Geloof moet jy beoefen. Jy moet 'n atleet word om geloof vir jou te laat werk. Sonder oefening gaan jou geloof nie vir jou. Weet jy, geloof is net hy's net 'n woord as jy hom nie beoefen nie. It's going to do nothing for you. Jy kan maar die skrif quoteer, jy kan maar alles doen wat vir jou gesê word hier in die skrif, maar as jy nie dit beoefen nie, dit word nie vir jou 'n daily life exercise nie, dan gaan dit vir jou nie werk nie. Die 6de versie is baie interessant. Dit is baie interessant. Want hoor wat sê, as jy nie geloof beoefen nie. Hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof, my liewe vriende, is dit onmoontlik om God te behaag. Whatever jou toekomsplanne is, jou drome, dit wat jy graag wil bekom in die lewe, amen, kan net vir jou werk as jy glo. Amen. Dit maak nie saak hoe onmoontlik dit lyk in hierdie lewe nie. Is harde lewe waar ons is. Dis goed wat net nie sin maak wat plaasvind in ons geleedere nie. Maar weet jy wat? As jy glo, daar's 'n lied wat sê, as jy net glo, alles is moontlik as jy net glo. Alles word net makliker as jy jou vertroue in die Here sit. Because mense mag miskien twyfel probeer saai, maar omdat jou verhouding in God is, jou lewe is in die hande van die Here, en jy glo totaal en al dat die Here vir jou alles ten goeie kan laat meewerk, raak dit vir jou makliker. Because you know what? Jy staan op in die oggend en jy sê, Here, hierdie dag begin ek met U. Al gebeur negatief, al gebeur wat ook al in hierdie dag, al is daar wat teen my opstaan, U vandag moet my lewe in U hande hou. Weet jy wat? Dit is die mooiheid van hierdie evangelie. Goeiemôre saam. Bly om van jou te sien vandag. Die mooiheid van hierdie evangelie, hierdie woord, geloof, dit kan net vir jou werk as jy dit beoefen. Dit kan net vir jou werk as jy dit beoefen. Want weet jy, al gebeur wat 'n negatiewe ding in jou dag beplanning, gaan dit nie vir jou affekteer nie. Dit gaan jou nie mismoedig maak nie. Want jy weet, toe jy oggend jou dag begin, het jy vir die Here gesê, Here, my lewe vandag is in U hande. So ek trust where I cannot see. So wanneer die onsienlike plaasvind, gaan die Here jou voorberei. So wanneer die ding vir homself manifesteer, gaan jy weet dat die Here jou saak vir jou beklei. I am a witness of it. I am a witness of it. En so kan baie van ons vandag getuig dat toe dinge moeilik raak en jy jou geloof in werking stel, met ander woorde, jou geloof is geoefen, because you trust God now. Maak nie saak hoe onmoontlik dit is nie.
toe jy daai geloof in werking stel, amen, toe begin die Here jou saak vir jou reg te maak. Amen. En kort voorlank, toe eet jy die vrugte, of jy pluk die vrugte van wat jou geloof gedoen het. Weet jy wat, die wêreld is ook baie slings. Jy weet, hulle is baie slings, en baie keer werk die woord, want die Here kan sy woord nie terugtrek nie. Amen. Die Here kan sy woord nie terugtrek nie. Baie kere kom hierdie mense met al hierdie agendas, using the scripture, om hulle storie te regverdig. But the difference between them and you is that you have unrestricted relationship with God. Dit maak nie saak hoe jou storie is nie. Jesus will never fail you. Dis die grootheid van hierdie God. Ek maak klaar, sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Amen. Sonder geloof is onmoontlik om die Here te behaag. Kom ons kyk wat sê die B-gedeelte en die C-gedeelte van hierdie teks, en daarmee maak ek klaar. Hy sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Daar is jou antwoord. Daar is jou antwoord. Daar is jou antwoord. Want hy wat tot God gaan, met ander woorde, my liewe vriend, as jy nog vandag sit en kastele bou oor hoe jou toekomsbeplanning is, en jy gaan nie na die Here toe met jou beplanning nie. Jy gaan na die Here toe met jou situasie nie. Gaan dit net vir jou, gaan geloof net vir jou 'n woord wees. Maar die skrif is duidelik, want hy wat tot God gaan, dan sê hier is die antwoord, moet glo. So jy moet glo, my liewe vriend, jy moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Daar is jou antwoord. As jy die Here soek, as jy die Here vertrou, as jy glo in God, gaan die Here dinge vir jou in plek sit. Dit wat vandag vir jou onmoontlik lyk, ek weet nie wat is dit in jou lewe wat jy mee battle nie. Ek weet nie wat dit is wat vir jou 'n knelpunt in jou lewe is nie. Ek weet nie wat dit is waarmee jy worstel nie. Maar as jy na God gaan, en glo dat hy 'n beloner is wat hom soek, gaan dinge vir jou gebeur. Amen. Mag die Here vir u seën in hierdie dag, mag hy sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee, mag hy wat vir jou vandag onmoontlik is, vir jou moontlik maak, en mag sy goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Die Here seën u in hierdie dag. Amen.